Hallo. Ons gaan nou aan met die chemie en fisika en ons kyk vandag na ons hom oopkry, daar sy, en ons kyk na die periodieke tabel. So die periodieke tabel is basies die tabel met al die elemente op. So 'n element is 'n suiwer stof wat nie verder afgebreek kan word nie. So byvoorbeeld as jy yster het, kan jy nie yster opbreek in enige iets kleiner, dat dit nog steeds yster is nie. So mens kan, as ons kyk in die afdeling van die skeiding van mengsels, kan ons al die goed met mekaar meng. So kom ons sê water. Water bestaan uit waterstof en suurstof. En dit is twee elemente wat nie kleiner afgebreek kan word nie, en saam maak hulle water. So water kan ons opbreek, maar waterstof en suurstof kan ons nie verder opbreek nie. So 'n element is 'n suiwer stof wat nie verder afgebreek kan word nie. En dan alle materie, alle staf bestaan uit elemente. En al die elemente word basies net gekombineer om ander goeders te vorm. So die periodieke tabel self, so die uitleg van die elemente volgens hulle eienskappe. So dit is basies wat die periodieke tabel is. Dis die uitleg van elemente volgens hulle eienskappe. So en as ons kyk na hulle eienskappe, dan kyk ons hoe reageer hulle en hoe tree hulle op. So hoe reageer hulle met ander elemente en hoe tree hulle op. En dan het ons die periodieke tabel is opgebreek in groepe. So die groepe, laat ek hierdie ene net bietjie opskryf. So en toe, daar sy. So as ons kyk na hierdie periodieke tabel, dan sien jy hierso, hierdie is die kolomme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, hierdie 1 en 2, kan jy sien daaronder is nog 'n getalletjie. Dis die ou groepe. En al hierdie's wat in die middel staan, val eintlik in groep 2. En dan begin groep 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier aan die kant. Dan is dit 8 groepe. Maar hierdie 10 hier in die middel, het hulle toe gesê, wel, hierdie kolomme, as ons wil sê kolomme is groepe, dan moet hierdie ook groepe wees. So eintlik is daar 8 groepe, maar daar is 18 kolomme. Ek hoop dit maak vir jou sin. Hierdie stukkie in die middel is net omdat dit ook onder groep 2 val. So, kom ons gaan net weer bietjie op, daar sy. So dis eintlik 8 kolomme en 8 groepe. En dan die periodes is die rye. So daar's 7 rye en ons noem die rye periodes. So dis kolomme of groepe wat so afgaan en dan die rye of periodes wat so gaan. En hierdie tabel, die periodieke tabel, is opgestel deur Dmitri Mendeleev in 1869. So toe hy dit opgestel het in 1869, het dit nie heeltemal gelyk soos wat ons in vandag lyk nie, maar soos wat jy meer inligting kry oor die elemente, is dit makliker om hulle te organiseer en te klassifiseer volgens wat hulle eienskappe is. So kom ons kyk gou hier.
na hierso, die nommers op die periodieke tabel. So wat beteken die nommers? So hier het ons, hierdie is boron, dit is die element en sy simbool is B. En dan kyk ons hierbo, dis die nommer van die kolom, dis kolom 13 en die nommer van die groep is 3. En dan, so laat ek vir jou wys hier, daar is boron, daarso. So dit is in die 3de groep en dit is kolom 13. En dan het ons al die atome, al die elemente, het 'n atoomgetal wat altyd so in die hoekie staan. So hierdie een hier in die hoekie, die atoomgetal, is die aantal protone. So die aantal protone, as ons kyk na hierdie prentjie hier het ek 'n helium en 'n waterstof atom. En as jy na hulle almal gaan kyk, sal jy sien hulle is amper min of meer dubbel die atoomgetal. En hulle is die atoommassa. En dit is basies die aantal neutrone plus kom ons sê net hier, al die staf in die middel. Terwyl die atoomgetal is altyd kleiner, min of meer helfte. En dit is die, ek wil nie 9 maak nie. Ek gaan sommer die positiewe staf in die middel. Ja, sy. So as ons nou kyk na hier is die waterstof en jy kan sien sy nommertjie hier op die kant is I. Gewoonlik balanseer dit uit, so daar's een ding in die middel, so daar's een ding om die kant. En dan die waterstof se atoommassa is die een hieronder met al die desimale by. En dit is ook omdat daar een proton in die middel is, maar daar is nie neutrone nie. En dan vir helium, staf in die middel, maar net 2 van hulle is blou, so net 2 van hulle is positief. So hier sal jy sien die getal is 2, want daar's 2 positiefs. En hieronder 4.0026 bla bla bla. Dit is die atoommassa, want dit is die blaues en die wites in die middel. Alright, ek hoop dit maak vir jou sin. En dan het ons gesê, die nommer van die periode van die ry staan ook partykeer hier aan die kant, nie altyd nie. En die nommer van die groep, so in watter kolom, dit staan, dit is hierbo. Okay, en ons het gesê, van hierdie kolom, waterstof is 'n weirdo hierso bo, en al hieries is metale, behalwe waterstof, dis hoekom hy 'n weirdo op sy eie is, want al hieries is metale. En dan hier is die semi-metale, en aan hierdie kant is die nie-metale. Hierdie stukkie hieronder is maar net soos wat hulle nog goeders, nog elemente ontdek, sit hulle dit hier tussenin, want hulle wil nie die hele tabel nou verander, want dit gaan word groter en groter en groter. En dan sal jy eers later leer, in graad,
ek kan nie onthou watter graad nie, maar hierdie name en goed wat hieronder staan, soos alkali metale, reaktiewe metale, oorgangsmetale, dit is alles die tipe metale wat dit is, maar almal hier aan die kant is metale. En volgens die periodieke tabel sit ons die elemente volgens hulle atoommassa. So as ek sê waterstof, die atoomgetal, jammer. So as ek sê waterstof is nommer 1, dan beteken dit hy het 1 proton. En helium is 2, so hy het 2 protone. So laat ek gou vir jou deur hierdie lys lees. Dit is die eerste 20 elemente wat jy moet ken. So 1 is waterstof en sy simbool is 'n H. So hierdie H is omdat dit van hydrogen afkom. Dit kom alles van die Latynse name af. So H, waterstof. Nommer 2, helium. So helium se simbool is sy eerste 2 letters. Jy sal sien meeste van hulle is die eerste 2 letters. Nommer 3 is lithium. Lithium. Daar is hy. En dan het ons beryllium. Beryllium is nommer 4. En dan hierdie een is boron. So ons maak hom net 'n B, want ons het klare BE. En jy hoef hom nou nie te leer nie, maar daar is 'n ander een wat BO is. So beryllium en boron. En dan koolstof, soos carbon, gebruik ons die Engels C. Ek gaan al hierdie wat nie pas nie, gaan ek sommer vir jou highlight. En stikstof is N. Stikstof, dit kom ook van die Engels af nitrogen. En suurstof is net die O. So hierdie wat ons hier het, wat nie mooi pas nie. Waterstof, koolstof, stikstof en suurstof is die gasse wat ons die meeste kry, hierdie 3, is die gasse wat ons die meeste kry in die atmosfeer. En dan die H, waterstof en suurstof maak water. Dis hoekom my waterstof is sy naam. Okay, dan het ons fluor, een met 'n F, F vir fluor. En dan Ne is neon. En A is natrium. Natrium. En dan Mg is magnesium. So dis daardie een en daardie een. Magnesium. En aluminium is Al, ook die eerste 2. Silikon, Si. En dan fosfor is ook een wat nie die patroon volg nie, want dit kom van die Engels af, phosphorus. En in Engels maak hulle mos 'n F as 'n PH. So dis hoekom hy nie so lekker werk nie. So die fosfor kom van die Engels af, wat phosphorus is. So dis wat daai PH die P vandaan kom. En dan swaal is 'n S. Swaal. Chloor is Cl. So dis die L en die H. Argon is die AR. En kalium is net 'n K. En kalsium is dan weer van die Engels af, calcium. Dat ek hom ook sommer vir jou daar inskryf. Dan maak dit bietjie meer sin. Okay, so waterstof, H, helium, He, lithium,
Li, beryllium Be, boron B, koolstof C, en stikstof, nitrogen in Engels, en dan suurstof, kom ook van die Engels af. O, gats, wat het ek daar gedoen? Verkeerde knoppie gedruk. Oxygen. Suurstof O. Fluor is die F, neon en E, natrium en A, magnesium, so ek gaan hom sommer groen maak, want hy volg nie die eerste twee nie, dis die eerste twee konsonante. Aluminium, silikon, fosfor, soos die pH in Engels vir 'n F, swaal, chloor, argon, kalium en kalsium. So sterkte met die leer van die elemente in die periodieke tabel. In die volgende video kyk ons na die sorteringsmetodes.